Goeienaand broers en susters. Baie lekker om weer met julle te kan praat. Ek hoop dit gaan goed daar in Gauteng. Kom ons sluit die oë voor ons begin. Liewe Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons kan saam hê, om weer in u woord te delf. Dankie vir die vooraand wat ons het, om te kan 'n dag van rus ingaan, en dat u ons sal onderhou en ondersteun en ons voed met strome van lewe wat van u troon afkom. Dankie dat ons alles vir hierdie 24 uur met rus en tevredenheid in ons harte by u kan los, want u sal ons lei. Amen. Nou ja, hierso in die Karoo, Klein Karoo, gaan dit goed. Die Here is vir ons goed en ons het regtig niks om oor te kla nie. Maar kom ons begin. Ek wil die volgende gedagtes met julle deel. Dis droog, dis snikheet warm. Die riviere hierso by ons is meestal droog, die damme is leeg, die vee vrek in die veld, want daar is nie weiding nie. Alles is kaal gevreet. Wanneer die skape die boere se bakkies sien aankom, hardloop hulle direk na die draadheining toe en bler terwyl hulle die bakkie volg. Want soms kan die boer met sy sleepwa bietjie iewers lucern koop en aanry en die skape assosieer die bakkie met kos. Die boer se hart breek, want hy het nie meer om te gee nie. Elke dag word daar naastiglik gekyk na die weervoorspelling. Daar word getuur oor die dorre rande om te sien of 'n wolkie dalk besig is om te vorm. Elke dag word daar vroegoggend op die knieë gesmeek vir reën. En ook so in die ry, wanneer jy oor jou grond ry en jy jou diere sien, verhonger voor jou oë. Magteloos, baie maal moedeloos, dikwels radeloos, maar ons bly glo en hoop dat daar sal uitkoms kom, net van bo. Want menslik gesproke is daar niemand wat kan redding verskaf nie. Hier leer 'n mens om naby aan jou God te leef. Besef jy dat jy stof is, dat jy van elke asemteug afhanklik is van bo, en ja, ook elke reendruppel wat val. En dan, eendag begin die wolke opsteek. Dit hang swaar en donker in die lug, en jy wil begin huppel en bokspring van vreugde, want die belofte lyk so goed. En dan kom daar die wind, wat binne 10 minute daardie wolke verdryf, en jy staan verstom oor die helder blou lig skielik hier bo jou. En jy tuur ver, om iewers net 'n stertjie van daardie digte beloftes te kan sien. Maar dit het letterlik soos mis voor die son verdwyn. Môre kyk jy weer, en hoop weer, en sien weer die wolke van beloftes wat saampak. En jy hoop en bid en pleit, dat dit asseblief tog net hier bo jou anker gooi, en sy hele vrag water vir so 3 dae aan een op jou uitstort. Maar die wind steek op, en binne 'n paar minute is ook hierdie belofte net blertse, wat nog hier en daar in die lug bly dryf. So leer ons toe, dat al sê die weervoorspelling ook wat, met pragtige persentasies vooruitsigte, dan glo jy niks, totdat die druppels nie swaar voor jou voete neerplof, en jou kuif teen jou voorkop gepleister word, deur die nattigheid nie. Dan dans jy riele en lag gesig omhoog, terwyl die druppels saggies op jou gesig dans. Daar in Gauteng het ons die reën in sentimeters gemeet, en dit maar net so as 'n gegewe aanvaar, en soms gemor as dit reën op wasdag, of wanneer ek 'n uitstappie beplan het. Hier meet ons die reën in millimeters, en raak opgewonde oor elke millimeter wat val, en ons voel amper soos multimiljonêers, as ons meer as 2 of 3 millimeter op 'n slag kry. En wag ons soms vir 'n week of 6, voor ons weer die reën ruik op die warm aarde. Die aarde juig oor elke druppel wat val, en dankbare groen verskyn byna oornag, oral waar dit gereën het. En dan kom die skrifdeel by my op van Psalm 42 vers 2. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. En dan lees 'n mens in
Dawid se psalms, hoe sy gebeente uitgedor is en gloei vanweë swaar kry en sonde en aanvalle vanaf ander mense en Satan. En dan kry mens hierdie skrifdeel in Spreuke 3 vers 7 en 8 wat sê: Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Dan besef jy dat God uit sy oorvloed en uit sy liefde wil gee en gee, maar ons is so dikwels uit harmonie met sy wet, dat ons nie in staat is om die seën te ontvang nie, of dat as gevolg van iemand anders se verkeerde besluite, die onskuldig is, mens en dier, daaronder ly, en dit sluit Satan se verkeerde keuses ook in. God moet selfs vir Satan sy vrye keuse toelaat, en die gevolge van sy, dis nou Satan, sy vrye keuse, het rampspoedige gevolge vir ons hier op aarde. Wil God help? Altyd. Hy sal altyd ingryp en negatiewe, of laat ek so stel, sal hy altyd ingryp en negatiewe gevolge kanselleer? Nee, want sodra God altyd ingryp om alle slegte en negatiewe gevolge en gebeure te stop, dan kan ons dan seker maar doen wat ons wil, en daar is geen gevolge nie. Want God sal elke keer negatiewe dinge stop. Met ander woorde, daar's geen groei nie, daar's geen verantwoordelikheid nie. Ons het dan inherent nie vrye keuse nie, want alles word bestuur en geneutraliseer waarmee God nie saamstem nie. Dit was Satan se aanklag teen God, dat hy 'n despoot is en niemand vrye keuse toelaat nie. Terug na die reën en die herte. Hoe diep smag ek en u werklik na geestelike reën, na die uitstorting van die Heilige Gees in ons lewens, sodat ons kan genees en groei en volwasse word in Christus. Wil ek werklik genees word en omskep word, of is ek heimlik bly as daar eintlik maar droogtekolle in my lewe is, sodat ek daarom nog so bietjie van my eie ding kan doen? Vandag bietjie goed en volgens God se wil, môre bietjie kwaad volgens my begeertes. As ek wel 'n draadsitter is met een voet weerskante van die draad, dan moet ek julle dalk net laat kennis neem. Die draad behoort aan Satan. Getuienisse vir die Kerk, volume 8, hoofstuk 3, bladsy 21, die tweede laaste paragraaf sê: Christus het verklaar dat die goddelike invloed van die Gees tot aan die einde met sy volgelinge sal wees. Maar hierdie belofte word nie genoegsaam waardeer soos dit hoort nie, en daarom word die vervulling daarvan nie ervaar soos dit kan wees nie. Die belofte van die Gees is 'n saak wat min oorweeg word, en die gevolg is net wat verwag kan word. Geestelike droogte, geestelike duisternis, geestelike verval en dood. Onbenullige sake neem die aandag in beslag, en daar is 'n tekort aan die geestelike krag wat nodig is vir die groei en vooruitgang van die kerk, en wat aan almal seën tot gevolg sal hê, hoewel dit in oneindige hoeveelheid aangebied word. Baie maal wil ons die seën van die reën hê, die afkoeling, die lafenis, maar die groei wat plaasvind as gevolg van reën, dit probeer ons baie maal ontduik, want geestelike groei gaan altyd gepaard met verandering, en die verandering, of bekering of herskepping, is gewoonlik pynlik. Soos byvoorbeeld 'n gebreekte been. Dit moet eers herbelyn word, en dan kan die gips of die drade en die skroewe in die plate ingesit word, en dan begin die pyn eers stadig aan te verdwyn, soos die been aangroei en weer sterk word. As die been vir een of ander rede skeef aangroei, dan moet dit weer gebreek word, weer herbelyn word, weer gestabiliseer word deur die gips in die plate en die skroewe, en dan kan die herstel eers weer begin. Pynlike proses, elke keer. Jeremia 18 vers 6 sê: Sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Hoe sagter die klei, hoe minder krag moet die pottebakker gebruik om dit te brei. Hoe meer gewillig ons is om te herskep te word, terug in harmonie met God se bloudruk vir ons.
hoe makliker, minder pynlik is die helingsproses. Let wel, minder pynlik, nie pynloos nie. Hoekom? Want elke keer as ek 'n stukkie van my selfsugtige self moet prysgee of opgee, afbreek of verwyder, word 'n gedeelte sonde siekte, dooiewesel, uitgesny, uitgespit en vernietig. Ek klou tog so naarstiglik aan die dinge wat ek dink deel van my identiteit uitmaak. Maar God sal nooit vereis dat jy iets wat goed en volmaak is vir jou siel moet prysgee nie. Dis altyd die slegte stukke wat moet gaan. Nie dat ek of u enige volmaaktheid in onsself het nie. Ek wil dit net beklemtoon. Gaan ons ooit hier op aarde vrygestel wees van pyn en lyding? Nee, want ons en die mense om ons bly sondig. Maar die wat so kies, bly groei en word elke dag meer en meer terugherstel na God se beeld. Tussenin gaan en sal Satan hierdie proses probeer keer en manipuleer om dit so moeitevol en ongemaklik as moontlik te maak, sodat ons soms eerder wil moed opgee as om aan te hou. Maar ons God is magtiger en sterker en sal altyd in totale liefde teenoor ons optree, sonder om ons vryheid van keuse in te perk. Sagaria 10 vers 1, die tweede deel sê, die Here maak die weerligte en hy sal aan hulle 'n stortreën gee, plante op die veld aan iedere een. U en ek kan hom vertrou, vir altyd en ewig. Mag ons bly smag na hom, soos die hert na waterstrome, soos die dorre klein Karoo na reën. Kom ons bid saam. Here, U alleen is die een wat reën stuur. Laat ons smag na die reën, sodat ons kan groei, dat ons herskep kan word, terug na U beeld, sodat U binnekort op die wolke kan verskyn, sodat ons vir ewig saam met U in die ewigheid kan woon, in vrede en in stilte, sonder pyn, sonder moeite. Dankie dat U vir ons daardie belofte gee. In Jesus naam, amen. Broers en susters, vrede vir julle, mag die Here met julle wees en 'n geseënde Sabbat.